Goeienaand, baie welkom by vanaand se Pinksterdiens, die laaste in 'n dienste in 'n reeks van 5. En ons vanaand ook die laaste tema, herlewing vra prys, en ons gedeelte kom uit Joël 2 vers 12 tot 17. My gebed is werklik waar dat die Here jou ook in hierdie tyd geseën en sal seën ook vanaand se diens. Die Here jou ook dalk in hart vir herlewing gee, as jy ook dan verstaan die nood in die tyd en die uur waarin ons lewe, en dat die kerk nie net nie enkie kerkie, maar oor al die grense heen het ons nodig dat die Here ons weer sal terugbring na die woord, na die waarheid, en dat die Here vir ons herlewing mag gee. En mag jy dalk ook vanaand my hart hoor vir herlewing. Maar voor ek vir ons lees in die woord van die Here, kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here. Baie dankie vir hierdie aand. Dankie vir die laaste boodskap in hierdie reeks in Pinkster oor herlewing. Gee dat U, o Gees van God, hulle harte wat luister hierna sal aanraak, dat die mense se lewens sal oprig, om nie net te doen wat U in ons woord vra nie net U woord te lees nie, maar bidders te word. Voorbidders, Here, ons almal kan bid. Dat ons werklik waar sal intree vir ander, nie net vir ons eie begeertes, ons eie dinge nie, maar vir U kerk en vir mense wat in nood verkeer, vir hulle wat verlore is, wat ons die afgelope tyd gehoor het, vir hulle wat kerkloos geword het, Here. Dit gaan nie oor getalle nie, maar dit gaan dat mense U waarlik soek, want dit gaan tog immers oor U. Baie dankie daarvoor, Here, seën hierdie boodskap tot eer en verheerliking van U groot en U heilige naam. Amen. Joël 2 is so van die laaste boeke na die boek Daniël in die Ou Testament, hoofstuk 2, en ek lees daar vanaf vers 12 vir julle tot vers 17. Die opskrif is: kom terug na my toe. Maar nou sê die Here, kom met julle hele hart terug na my toe, vas, huil en treur. Skeer julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Wie weet of hy nie die straf sal herroep nie, of hy nie weer voorspoed sal gee nie, sodat daar weer graan en drankoffers sal wees vir die Here julle God. Blaas die ramshoring in Sion, bepaal 'n dag om te vas. Roep die gemeente bymekaar, roep die volk op, reinig die gemeente. Laat die leiers bymekaar kom, bring die kinders bymekaar, selfs die wat nog drink. Die bruidegom moet uit sy kamer uitkom. Die bruid uit haar wittebroodskamer. Die priesters wat in die diens van die Here staan, moet tussen die voorportaal en die altaar gaan staan en huil. Hulle moet sê: betoon medelee met U volk, Here. Moenie die volk wat aan U behoort tot 'n bespotting maak nie, sodat die nasies met hulle sal spot nie. Waarom moet daar onder die volke gevra word, waar is Israel se God? Tot sover uit die woord van die Here. Herlewing. Daar is die gedagte ook in die kerk van vernuwing. Maar ek wil graag sê dat daar 'n duidelike verskil is tussen vernuwing en herlewing. Vernuwing is 'n menslike aksie. Wanneer mense in die kerk pogings aanwend,
is die redenasie vanuit die woord van God, dat die kerk weer opnuut na haar rol en taak in die kerk en wêreld kyk. En gewoonlik is hierdie aksie van korte duur, of solank dit gedryf word. Die geskiedenis van die kerk het bewys dat menslike pogings nie volhoubaar is nie. En ek dink die vraag wat jy jouself moet vra is, of kan jy dalk sê, maar dit is wat die Here wil hê, kan jy sê, dit is wat die Here vir julle, by julle kerk wil hê julle moet doen. Herlewing daarteenoor is 'n absolute goddelike aksie, is wanneer God se Gees ingryp in die kerk se lewe, wanneer die kerk op 'n geestelike laagwatermerk is. En jy kan my dalk vanaand vra, maar dominee, is dit regtig so, as ons gaan kyk na die kerke, as ons gaan kyk na die winkels, oor al die kerke, waar is die mense op Sondag? Ek ag myself nie die groot kenner op herlewing nie, maar ek weet genoeg wat dit is, en wat dit nie is nie. Ek het al baie daaroor gelees, preke geluister van godsmanne, wat 'n hart het vir herlewing, en selfs 'n verlange daarna gehad het. En so is dit nog steeds. Dis nogal 'n woord, herlewing wat redelik, dink ek, vandag gebruik word, maklik op mense se tonge is, en ek het selfs gehoor, dit word in alle kerke, groeperinge ook oor gepreek, of daaroor gepraat. Wat natuurlik nie verkeerd is nie. Die eerste groot herlewing wat ons in Suid-Afrika gehad het, was in wyle Dr. Andrew Murray se tyd gewees. En natuurlik in die laat 60s van die vorige eeu was daar 'n herlewing onder die Zulus, te KwaZulu-Bantu, wat beteken plek van die mense. Ek en die Trisha het self ook die voorreg gehad om daar te wees in die middel 90's. Daar heers vir my 'n baie groot onkunde oor wat herlewing is, en wat is oplewing, en wat is vernuwing. Ek het so 'n hele tyd gelede op my vrou se Facebook gekyk, van 'n video wat gemaak was by 'n skool, en die kinders het die paviljoen volgesit, natuurlik al die kinders van wat in daai skool moes daar wees. En daar was 'n sanger met orkes wat hulle begelei het in geestelike musiek. Alles is reg en alles is goed. Was baie mooi gewees, maar wat hartseer was, 'n dame het 'n kommentaar geplaas, en ek veroordeel haar nie, en die volgende gesê, en ek dink dis in gebrek aan kennis. Halleluja, het sy gesê, prys die Here, herlewing. Nou kan ek dieselfde sê, as ons nou vanaand besonder sou sing, ons sou gemeenskap met mekaar ervaar, ons sou die Here loof, en ek sou sê, herlewing. Dis bloot 'n gebrek aan kennis rakende wat herlewing is. Baie mense dink dis net 'n emosionele opsweping met 'n ervaring wat mense gehad het. Daar was wel by van die NG gemeentes wat ek van gehoor het, en die manne wat ek ken, waar daar 'n herlewing in die kleine was by die gemeentes. Ek onthou, ek het 'n video gekyk wat Dominee Etienne hulle ook vertel, van die herlewing wat daar in Okahanja in Namibië was. En toe ek as jong man in Pretoria Wes was, wat ons in die kleine daar beleef het. Die eerste vraag wat ek vanaand wil vra is, wat is herlewing? Die eerste punt wat ek graag wil sê, dit is
'n buitengewone openbaring van die genade van God. Met ander woorde, herlewing is 'n goddelike ingrype, 'n grootskaalse bekering van sondaars en die lewendmaking en versterking van gelowiges. Met ander woorde, dit wat ons in die boek Joël gelees het, wat hy gesê het vir die volk van Israel, keer terug na die Here toe. Met ander woorde, dis iets wat ek en jy as mens nie kan opdek nie, maar alleen God se Gees. Dis soos die boek Handelinge die eerste groot herlewing beskryf het, Pinkster met die uitstorting van die Heilige Gees. Herlewing bring 'n ganse omkeer van die droë toestand in die kerk tot 'n geestelike ontwaking. Herlewing is die magsdaad van God se Gees. Dit is alleen God se Gees. Dis soos God as die Here 'n sondaar se lewe vasgryp en daardie lewe omkeer en kom nuut maak van binne. Dis 'n werk wat alleen God se Gees kan doen om in en deur sy kinders te werk tot verheerliking en uitbouing van sy koninkryk. Met ander woorde, dan is dit prioriteit in die gemeente, die uitbouing van God se koninkryk. Dit gaan nie oor my en jou kerk of my en jou koninkryk of my en jou lewe nie. Dit gaan oor sy koninkryk. Dis soos die doodbeendere van Jesegiel 37 dit so mooi beskryf het toe die Here vir Jesegiel gevra het in die laagte, wat sien jy? En hy sê bene, en die Here sê vir hom, spreek oor hierdie bene. En julle kan self daar gaan lees en hoe die bene bymekaar gekom het en senings en vleis en vel getrek is, en toe die Here geblaas oor hierdie dooie liggame en daar het lewe gekom. Dis net God wat herlewing gee. Dis nie omdat ek 'n emosionele opsweping of iets wonderliks gebeur of iets lekkers hier binne ervaar nie. Herlewing begin eers in die kerk, alvorens God se Gees mense buite die kerk se lewens gaan aanraak. Herlewing is 'n magsdaad van God wat nie permanent is nie, anders sou ons die hele tyd herlewing gehad het, maar wat nodig is wanneer die kerk op 'n laagwatermerk is. Soos ek vroeër gesê het, ek glo met my hele hart, die kerk is juis op daardie punt. Herlewing is God se soewereine daad. Sy Gees is absoluut in beheer. Dis nie 'n menslike aksie. Ons het bands en musiek en 'n ou wat lekker praat en al daai mooi dinge en sy talente tentoonstel nie. Dit is wanneer ons ervaar en sien dis God se werk. Dis nie 'n menslike aksie nie. Hy gebruik wel die mens in herlewing. Herlewing werk geestelike verval teë. Dit werk dwalinge in die kerk teë. Dit werk die koudheid wat in die kerk gekom het teë. Ek onthou, ek het 'n artikel gelees van 'n ou dominee jare gelede wat vertel het van in sy jong dae toe Pinkster en die mense teen mekaar styf gesit al was dit koud, maar die kerk was vol om die woord van die Here te hoor. Herlewing is 'n ontwaking van sy kerk. Is nie iets wat buite die kerk gebeur nie, maar dit gebeur binne die kerk. Is dit nie die Here wat deur die profete gesê het nie, my oordeel begin in my huis? Tweede vraag wat ek wil vra is, hoekom is herlewing in die kerk nodig? Natuurlik gegee die situasie in ons kerk, en dan verwys ek na die NG Kerk as geheel, nie net hier by julle in Wespoort nie, maar kerke in Pretoria en oor ons hele land. Die geestelike verval op ons teologiese fakulteite,
Die woord is nie meer die onfeilbare woord van God nie, en dis tog wat ons bely het, in die onfeilbare, geïnspireerde woord van God. Nie net dat daar nou soveel interpretasies gekom het, as gevolg van die koudheid in die kerk. Byvoorbeeld, teoloë wat die maagdelike geboorte, die kruisiging van Christus en die historiteit daarvan bevraagteken. God het 'n vrou geword. Humanisme, sekularisme, die woord is oop vir herinterpretasie. Daai ou sê so, daai ou sê so, die geslag sê so, daai geslag sê so. En ek wil vir julle sê, hoekom sê ek so? Die kruis en die opstanding van Christus is nie oop vir honderde interpretasies. Dis fundamenteel. Christus het gekom om te soek hulle wat verlore is en om te red en van sondes gesterf. En dis maar net om 'n paar vir julle te noem. Kerke loop leeg en dan gebruik ons allerhande ander verskonings. Mense wil deesdae aan die kerk bedien word. Mense is nie meer bereid om die kerk van die Here Jesus te wees nie. Dis 'n gevoelsgodsdiens. Ek wil lekker voel. Ek kom so in die kerk en as die dominee klaar gepreek en dan stap ek net so uit soos wat ek ingekom het, of dalk nog slegter. Allerhande metodes word nou gebruik om die werk van die Heilige Gees te doen. Die kar word voor die perd gespan. Dis vir my hoe die kerk vandag is. Dis nie meer God se Gees wat voor is, wat die kar trek nie. Ons wil nou die kar trek. Alle menslike pogings wat uitloop op niks blywends nie. Ons kan dit in baie kerke gaan kyk, as daar 'n charismatiese persoon was, wat 'n baie aanneemlike karakter is, en wat die woord op 'n wonderlike manier bring. Almal gaan kerk toe, omdat die een daar is. Mense, dis nie hoe dit moet wees nie. Onthou, as jong man, was ek by die Algemene Sinode, en daar by die kerk gewerk in 1990, en Prof Potgieter was daai tyd die moderator van die NG Kerk, en hy het die volgende gesê: predikante moet ophou om foefies in die kerk te bring. En net hy bygevoeg, dit het tyd geword vir die kerk, vir predikers, predikante, die Gees van God toe te laat om sy werk te doen. Dis hy wat trek. Dis hy wat oortuig. Die morele verval van die Afrikaners. Daar is nog so baie dinge wat ek vanaand vir julle kan sê. 'n Derde vraag wat ek wil vra is, kan herlewing vertraag of verhinder word? Die oorsaak tot vertraging in die kerk kan natuurlik alleen by die kerk gesoek word en nie in die wêreld nie. Die Here sê in sy woord, my oordeel sal in my huis begin. Die kerk van die Here Jesus het nodig om gesuiwer te word van binne. Dis natuurlik skriftuurlik. Die feit dat herlewing vertraag kan word, is nie God se onmag nie, maar dit kan dien om die opregtheid van die kerk te toets. Dalk het jy vanaand vir die eerste keer gehoor herlewing. Dalk het jy dit al gehoor, maar nog nooit daaroor gaan nadink nie, oor hoe lyk Wespoort vandag? Hoe lyk ander kerke vandag? Sal herlewing vir God eer bring onder sy kinders of nie? As die Here ons harte kom toets oor herlewing. Die vertraging van herlewing is ook nie gesetel in God se onwilligheid nie, maar veel eerder die onwilligheid van sy kinders om die prys van herlewing na te kom. Ek onthou, ek het die verhaal ook al gelees, ek het die verhaal al baie gehoor. Ek dink dit was Duncan Campbell gewees, was 2 susters in die Hebrides eilande. Hulle was al oud en was nie meer so gesond gewees nie. Hulle kom nie in die kerk kom nie, maar hulle het in hart
vir herlewing gehad. Die Here het hulle opgewek om te begin bid en hulle te lewe van gebed gelei, totdat die Here vir Duncan Campbell gestuur het. Natuurlik gaan dit nie oor Duncan Campbell nie, maar die Here het hom gebruik in die herlewings, en daar breek herlewing uit op daardie eiland. God is nie noodwendig gebind deur die menslike aksie of 'n poging nie. Hy is verhewe bo ons. Hy het ons nie nodig nie. Ek het al so baie getuienisse gehoor daar in die Midde-Ooste, in Iran, Irak, waar die Here deur drome mense se lewens aangeraak het, moslems se lewe aangeraak het en hulle lewe verander het. Die haaglike toestand van gelowiges se lewens en harte. Te veel sit nog op hulle eie trone. Christus moet meer word en ek minder, skryf Paulus in Korintiërs. Daar kan ook gebrek aan gelowiges wees wat God soek vir herlewing. Dit wil ek jou vanaand vra. Jy hoor die afgelope Pinksterfees as Pinksterdienste. Jy het my hart gehoor in die oproep vir mense om hulle te bekeer. Het jy 'n hart vir herlewing? Soek jy werklik waar God vir herlewing? Daar kan ook onkunde wees oor herlewing. En in hierdie onkunde gebruik die kerk menslike pogings om herlewing te bewerkstellig. Daarom moet jy van jou troon afklim. Daar heers onderlinge verdeeldheid onder die gelowiges. Daar's nie eensgesind onder die gelowiges nie. Onthou julle die eerste 2 boodskappe van die Pinksterreeks, het ek juis daaroor gepraat voor die uitstorting van die Heilige Gees, het ons gelees. Daar was eensgesindheid onder die gelowiges. Ongehoorsaamheid om Christus se opdrag vir die kerk uit te voer. Matteus 28. Gaan uit, maak disippels van al die nasies. Doen die kerk dit nog vandag? Dan vanaand die laaste vraag wat ek wil vra is: wat is die voorwaardes vir herlewing? Verootmoedigings, eerste punt wat ek wil aanraak. Teken nie net sondebelydenis nie, maar dat ek die eie ek gekruisig mag word. Om meer en meer aan myself te sterf. Die Here Jesus het self by monde gesê, as die koringkorrel nie val in die grond nie en sterf, kan dit nie vrug dra nie. Verootmoediging beteken ook om my wil al meer aan sy heerskappy oor te gee. En dan 'n tweede punt wat ek wil aanraak is gebed. Gebed. Ek wil vanaand vir jou baie ernstig sê, en ek het al in baie kerke gepreek, of genoeg kerke al gepreek in die kort tyd dat ek in die bediening is, om dit op te tel dat dit die waarheid is. Die kerk van die Here Jesus het verleer, dit beteken gebed. Daar word te min gebid. Ons dink as ons een ou gebedjie gebid het, dan is dit genoeg. En as jy verhale oor herlewings gaan lees, dan was dit gebed. Ek onthou die verhaal wat ek oor herlewing in Indromarie se tyd gelees het. Dis waar ons Woensdae ons bidure vandaan gekom het. Is juis in daardie herlewingstye het mense by die kerk aangekom en dat hulle tot middernag, na middernag gebly en gebid en die Here verheerlik, en hulle kon net nie genoeg kry nie. Het jy die Here se hart? In die sin soos die vroeë kerk gebid het, onselfsugtig, koninkryksgerig. Gaan lees weer die boek Handelinge, om in sy teenwoordigheid te wees. Weet jy, kind van God, ek wil vir jou dit sê. Die Bybel sê, as jy sy gees het, as jy sy kind is, het jy sy gees. Dan is hy in jou en hy werk deur jou, en hy is teenwoordig by jou.
En dan wil ek jou vra, is die boodskap van die kruis sentraal? En dan ek het vroeër in die reeks gesê, God se liefde is deur die kruis. God se liefde is deur die kruis. Hierdie Pinksterreeks is nie net te kort om die volle omvang van hierdie boodskap uit te bring, waaroor ek baie jammer is, daar is nog eintlik baie om te sê. En my hartswens vanaand is dat die Here jou sal aanraak en dat die Here jou sy hart sal gee. Ek wil baie graag in kort stukkie lees. Ongelukkig is dit nou Engels. Ek kon nie my Afrikaanse boek in die hande kry nie. Nou ek wil vir julle 'n stukkie lees uit 'n boek wat 'n man met die naam van Leonard Ravenhill geskryf het. En die boek se naam is Why Revival Tarries. Hy skryf hierso in sy eerste hoofstuk: The Cinderella of the Church of today is the prayer meeting. This handmaid of the Lord is unloved and unwooed because she is not dripping with the pearls of intellectualism, nor glamorous with the silks of philosophy. Neither is she the enchanting with the tiara of physiology. She wears the homespun of sincerity and humility, and so is not afraid to kneel. The offense of prayer is that it does not essentially tie into a mental efficiency. That is not to say that prayer is a partner to mental sloth, luiheid. In these days, efficiency is at premium. Dis vir ons belangriker. Prayer is conditioned by one thing alone, and that is spirituality. Dis op 'n geestelike vlak. One does not need to be spiritual to preach, that is, to make and deliver sermons of homiletical perfection and exegetical exactitude, met exegese, né? By a combination of memory, knowledge, ambition, personality, dit waaroor ek net nou in die boodskap gepraat het, plus well-lined bookshelves, self-confidence, a sense of having arrived. Brother, the pulpit is yours almost anywhere these days. Preaching of the type mentioned affects men. Prayer affects God. Preaching affects time. Prayer affects eternity. The pulpit can be a shop window to display our talents. The closet speaks deaf to display. Ek weet dit was hier en daar moeilike woorde, maar veral teen die einde dat julle gehoor het die hart van 'n man wat baie oor herlewing gepraat en gebid het, wat vandag by die Here is. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Here, baie dankie vir hierdie reeks. Here, dat hierdie reeks mense se harte en se lewens sal inbrand. Mense dit sal hoor, dat hierdie vuur wat dalk laag brand, weer opnuut dat sal hoog brand, sodat u koninkryk uitgebou mag word, u naam verheerlik mag word, mense by die kruis mag kniel, mense verlossing mag vind, mense mag lewe as u kinders. Baie dankie daarvoor, Here. Seën op die res van die week en die naweek wat voorlê, en seën ons ook in hierdie aand, en wees ook so met elkeen van ons. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Ontvang die seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.